Goeiedag graad 6. Ons gesels vandag oor oplossings. Kom ons kyk na oplossings se definisie. Oplossings is 'n mengsel van 'n vaste stof met 'n vloeistof, waar die vaste stof die spasies tussen die deeltjies vul. Die beste voorbeeld waaraan ons almal kan dink, natuurlik, is of sout in water op te los of suiker in water op te los. Die sout en die suik of die suiker is natuurlik nou glad nie meer sigbaar in die water nie. Met ander woorde, onsigbaar. Dit is natuurlik een van die belangrikste eienskappe van oplossings en dit is dat alle oplossings lyk min of meer dieselfde. Met ander woorde, die vaste stof wat oplos in die vloeistof is nie meer sigbaar nie. Soos ons almal weet, is daar net party vaste stowwe wat in 'n vloeistof kan oplos. Oplos is die proses om 'n vaste stof met 'n vloeistof te meng, totdat die vaste stof deel is van die vloeistof. Die vaste stof is nie meer sigbaar na die mengproses nie. So dis eintlik maklik om daarin dan te dink. Dit beteken dat wanneer 'n vaste stof in 'n vloeistof kan oplos, sê ons dat hierdie vaste stof is oplosbaar. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. Wanneer 'n vaste stof nie in 'n vloeistof oplos nie, is die vaste stof onoplosbaar. Kom ons kyk na hierdie twee se definisies. Oplosbaar se definisie is wanneer 'n vaste stof kan oplos. Onoplosbaar se definisie is wanneer 'n vaste stof nie kan oplos nie. Die vaste stof is steeds sigbaar nadat die stowwe gemeng is. Dit is belangrik om te weet dat oplossing is nie dieselfde as smelting nie. 'n Oplossing gebruik die vermengingsproses om 'n vaste stof met 'n vloeistof te kombineer. Smelting gebruik hitte om 'n vaste stof na 'n vloeistof te verander. Suiker smelt dus nie in water nie. Dit los op. En 'n kers los nie op terwyl dit besig is om te brand nie. Die hitte van die vlammetjie maak dat die kers smelt. In die volgende video gaan ons kyk na onoplosbare stowwe.